Goeiemôre en baie welkom van my kant af ook voor ons by vandag se erediens induik. Kom ek bid net vir ons en ons vra vir die Here se teenwoordigheid. Ag Here, dankie dat ons weet dat U alreeds hier is, dat U terwyl ons in aanbidding en in die praise and worship was, dat U hier was en dat U hier is om die mense te bedien. En dankie Here vir die tyd wat ons nou ingaan en die herinneringe wat ons kan hê dat U U seun gegee het, die grootste openbaring van wie U is. En Vader, help ons asseblief in vandag waar ons spesifiek gaan kyk na 'n goeie reaksie daarop, dat U vir ons sal help van hoe om 'n goeie reaksie daarteenoor te hê. So dankie Vader dat ons kan vra daarvoor en kan weet dat die Heilige Gees soveel meer kan doen as wat ons ooit voor kan vra. So ons eer die Vader in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Nou, ons is binne in Kerstyd. Dis amper moeilik om te dink dat die jaar voel of hy nou net die eerste kwartaal moet eintlik nou eers verby wees en hier sit ons binne in Kerstyd. En binne in Kerstyd is ons geneig om gewoon te wees aan die Kersfees boodskappe. En Lukas 2 is eintlik een van daai boodskappe wat ons baie gereeld hoor binne in die Kersseisoen. Want dit gaan oor die geboorte van Jesus binne in 'n stal in Bethlehem. En dan is die engele kom by die herders in die veld en hulle kondig 'n boodskap van vrede aan en dis binne in 'n tyd wat mense regtig vrede nodig gehad het. En dan lees ons verder van Simeon en Anna wat vir Jesus se ouers Maria en Josef ontmoet het by die tempel en dan eindig hoofstuk 2 af met Jesus as 'n jong seun. En soos wat ons hierdie deur lees ons eintlik maar klomp mense se reaksie op hierdie nuus dat Jesus aarde toe gekom het en dat hy mens geword het. En ek het gewonder, wat was jou reaksie? Het jy 'n reaksie gehad? Het jy dalk nog steeds 'n reaksie wanneer jy die nuus hoor dat Jesus mens geword het? En wat is 'n goeie reaksie? En dis waar ons vandag gaan kyk, na hoe en wat 'n gepaste reaksie is op hierdie nuus dat Jesus aarde toe kom. Nou as ons kyk na 'n tyd van interessante reaksies, dink ek COVID staan vir ons loshande uit. Daar was mense met baie interessante reaksies binne in COVID gewees. En ek dink 3 dinge wat vir my uitgestaan het, is die een ding wat mense baie verander het, was hoe hulle aankope gedoen het. Die mense het aangekoop asof dit die apokaliptiese eindtye was. Daar was nie koekmeel of broodmeel of mieliemeel of blikkies kos amper beskikbaar by tye gewees nie. En as ons kyk na die Hollywood flieks, dan sê hulle altyd in die apokaliptiese flieks, het die ouens altyd geveg vir water. Hier by ons was dit oor toiletpapier gewees. Ek dink daar's van julle, ek sal nie verbaas wees as van julle dalk nog 'n rolletjie of wat van COVID oor gehad het nie. Dan die ander reaksie wat ons gesien het was oefening. Skielik het ouens wat jare lank niks gedoen het nie, hulle was harde oefenmense gewees, net om bietjie daai oop spasie te begin geniet. Ons het stappers geword en drawers geword en 'n brawe paar het dalk springtou gedoen vir so 'n dag of 2. En dan was daar een van my persoonlike gunstelinge was sosiale afstand geweest. Nou, as 'n introvert het ek 'n persoonlike spasie wat ek redelik geniet. En al wat jy in daai tyd gedoen het as iemand naby aan jou gekom het is en mense het spasie gemaak. Hulle het hierdie natuurlike, dit was wonderlik geweest. Nou wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in Lukas 2 vers 8 tot 20, dan was daar ook 3 reaksies geweest wat ons uit daai gedeelte uitlees. En dit gaan oor die herder se ontmoeting met hierdie engel en hierdie engel het gekom en hy vertel vir hulle van die geboorte van Jesus. En die 3 reaksies wat ons daai kyk, gaan ons eintlik maar so half omgekeerd vandag doen. Ons gaan begin van die onderkant van die gedeelte en daai 3 reaksies is om te luister, om vrede te maak en dan om nie te vrees nie. En dis die dinge waaroor ons gaan praat vandag. Want hierdie gedeelte beklemtoon die belangrikheid daarvan om aktief te luister, om aandag te gee en Maria word uitgelig as 'n goeie voorbeeld binne in hierdie gedeelte. Die tweede ene wat ek wil verduidelik is so ietsie uit die teks uit dat vrede kom in ons lewe in wanneer ons God se genade aanvaar en ons hierdie vyandskap wat ons teenoor God het wanneer ons die strydpyl begrawe en beëindig. En dan die derde ene wat ons gaan bespreek is daai intense menslike vrees wat eintlik maar in ons lewe inkom as gevolg van 'n vervreemding van God. En hoe Jesus se geboorte wat in hierdie gedeelte bespreek word, sy geboorte as verlosser en Here, eintlik die oplossing is vir al hierdie probleme. Hoe hy ons vertroue herstel en ons vrese verdryf en vir ons vrede bring, vrede met God. Want dit is die wonderlikste deel. God het mens geword.
binne in Jesus, en dis die grootste selfopenbaring van wie hy is, wat ons het. Ons kan kyk na die lewe van Jesus en ons kan God sien, en dit roep ons as gelowiges eintlik om Jesus te aanskou en om te vertrou met dit wat God binne in ons lewens wil inskryf. Nou ek gaan hierdie hele gedeelte vir julle lees uit Lukas 2 vers 28 en ek gaan die Nuwe Lewende Vertaling, julle kan hom daar op julle raamwerke of op die borde volg. Dit sê, daardie nag was daar skaapwagters wat in die veld buite die dorpie hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn en die glans van die Here het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here, is vannag in Bethlehem in die tuisdorp van Dawid gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Skielik was daar saam met die engel 'n groot menigte ander engele, 'n leerskare uit die hemel wat God geprys het. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir almal in wie hy 'n welbehae het. En toe het die engele teruggegaan na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan Bethlehem toe om te sien watter wonderlike dinge gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe na die dorp toe gegaan en vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Toe het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas, maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kuddes terwyl hulle God loof en prys oor wat die engele vir hulle vertel het en omdat hulle die kind gesien het, net soos die engel gesê het. En so die eerste ding wat ons gaan kyk vanmôre na is luister goed. En ek moet miskien eers 'n bietjie bieg. Ek het gemengde sukses hiermee en die gedeelte waar dit meeste van die tyd by my inkom is by my huwelik. Daar's nogal 'n patroon tussen waar ek sukkel om te hoor en waar ek regtig luister, en die patroon is daar waar ek baie besig word binne in my lewe, is ek geneig om minder aandag te gee aan dit wat ek eintlik nou moet luister, en die derde kwartaal is altyd mal binne in ons huis, en so het ons dinge bespreek, en so 3 weke later, toe het ek geen idee van hierdie dinge wat ons bespreek het nie, en Sonika moes gekom, nee, maar ons het hierdie en daai, en ek het soos, ja, okay, nou lei hierdie 'n klokkie. En soos wat ons maar doen in ons huis, ons gooi 'n bietjie humor op 'n situasie net om die tension 'n bietjie te lig, en sy ek het nou nooit gedink ek sal iemand wees wat ooit in my lewe met myself praat nie, maar dit is duidelik dat ek dit reeds al doen. So. Maar ek het ook dit eintlik agtergekom dat ek sukkel om van die Here te hoor wanneer dit besig word in my lewe. Ek word so besig met besig wees dat ek nie tyd maak om te luister dit wat God op my hart druk nie. En dan is daai spreekwoord wat word eintlik so waar vir my, wat sê die duiwel hoef jou nie sleg te maak as hy jou net besig kan hou nie. En ek het agtergekom hierdie is eintlik iets wat ek baie mooi moet monitor en bestuur binne in my lewe. Nou wanneer ons hierdie laaste gedeelte binne in Lukas lees, dan maak Lukas hierdie opmerking dat die herders geluister het. In vers 20 staan daar, die herders het teruggegaan en hulle het God geloof oor alles wat hulle gehoor het en toe gesien het. Nou daar's 'n verskil tussen hoor en luister. Hoor is eintlik maar 'n passiewe vorm van klank inneem. Dis waar jy iemand se naam hoor en jy omdraai en 10 sekondes later kan jy nie onthou wat hulle naam is nie. Om te luister is aktief. Dis iets hoor en prosesseer en daar's 'n uitloop of 'n gevolg binne in jou lewe as gevolg van dit wat jy ingeneem het. Dis 'n intentionele keuse om aandag te gee, om te luister, om gehoorsaam te wees aan dit wat jy gehoor het, sodat dit wat jy gehoor het kan oorspoel binne in jou dade. En dit is hoe transformasie, dis die proses van transformasie in jou lewe. Nou die engele het iets aan hierdie herders kom sê. En hulle kon hierdie engel geïgnoreer het en daar kon niks van gebeur het nie. Maar hulle het gereageer daarop en hulle het gegaan en hulle het gesien en hulle het ontdek dat dit wat die engel vir hulle vertel het presies soos wat hulle gehoor het. In vers 17 is die ander reaksie wat hulle gehad het na hulle Jesus in die krib gekry het. Het die herders hierdie woord wat hulle gehoor het en die dinge wat hulle gesien het, het hulle dit vir ander mense gaan vertel en die ander mense wat dit gehoor het, was verbaas.
En dan is daar Maria. En Maria het nie net van die herders gehoor binne in hierdie verhaal nie. In hoofstuk 1 het 'n engel haar ook besoek en vir haar hierdie nuus gestel. En sy word eintlik mooi as 'n model vir ons voorgestel binne in hierdie gedeelte van iemand wat dit mooi gedoen het. En wat wys Lukas vir ons? Lukas wys vir ons, dis maklik om te hoor en nie te hoor nie. Meeste van die mense wat dit gehoor het wat die herders vir hulle gesê het, was verbaas. En daar was absoluut niks daarna gewees nie. En tragies genoeg kry ons dit vandag nog steeds, dat die wonderlike nuus van 'n verlosser wat gebore is en ons kan dit herdenk jaar na jaar, kom by mense en partykeer is hulle verbaas en daar's absoluut niks wat daarop volg nie. En dis ons uitdaging vandag, dat ons daarna moet luister en dit prosesseer en dit implementeer binne in ons lewens. En vir meeste van ons gaan die woord van God op 'n baie gewone manier kom. Die woord van God is vol van dinge wat God vir my en jou wil sê. Ons het net nodig om die Bybel te lees. Nou die herders het dit in 'n mate dan maklik gemaak. Hulle het 'n engel gehad en ek dink as 'n engel met jou kom praat, dan is dit maklik om te luister. Maar die res van die mense in hierdie storie het net herders gehad. Dit was net 'n gewone mens wat hierdie woord van die Here af oorgedra het na hulle toe. En herders was nie geskoolde mense gewees nie. Hulle is nie mense wat groot aansien gehad het soos magistrate en soos soldate nie. Hulle was eintlik maar binne in die samelewing geringe mense gewees. En tog het die Here hulle gebruik om daai boodskap uit te dra. Nou, as 'n engel opdaag en hy sê vir jou iets, en hulle is groot en hulle is intimiderend en hulle skyn met die heerlikheid van God, dan is dit baie maklik om op jou gesig te val en te luister asof dit die laaste keer is wat jy iets gaan hoor. Julle weet hoe dit voel, né? Het iemand miskien met julle my hande opsteek, wie het al 'n ervaring met 'n engel gehad? Dankie, ek wou dit net as 'n praktiese bewys gebruik, dat meeste van ons gaan nie hierdie ervaring hê nie. Ons gaan die Bybel op 'n gewone manier hoor. Die kanse dat 'n engel aan ons gaan verskyn is eintlik baie klein. Maar so is dit ook met die Bybel. Die skrywers, die oorspronklike skrywers van die Bybel, hulle het engele gesien, hulle het visioene gekry en hulle het inspirasie van die Heilige Gees ontvang en openbarings gekry. En ons kry net 'n boek. En dis baie maklik om nie aandag te gee aan die Bybel soos wat ons moet nie. Nou, as 'n engel in jou stilte tyd opdaag en hy lees vir jou die stukkie wat op jou dagstukkie kalender is, dan gaan dit vir jou maklik wees om te luister. Maar vir ons, om by onsself die Bybel te lees, toets eintlik meeste van ons se vermoë tussen waar ons hoor en waar ons regtig luister wat die woord van God sê nie. Want jy moet die skrif oordink. Jy moet vra en jy moet toepassings binne in jou lewe evalueer. En dis baie moeilik vir ons om te doen. En hier's waar Lukas vir Maria uitlig. In hoofstuk 1 het die engel Gabriël vir 'n boodskap vir haar gebring en in hoofstuk 2 het die herders met haar gepraat en toe het Simeon en Anna ook by die tempel goeders oor Jesus gesê. En Maria het nie van hierdie goeders geneem as haar eie en ander het sy op kant geskuif nie. Wat het Maria gedoen? Sy het in vers 19, sy het dit bewaar en oordink. Sy het nie een hoër geag as 'n ander een en sy het alles wat sy gekry het, bewaar en oordink. En oordink beteken om dit wat jy hoor binne in konteks van jou eie lewe te sit, om te vra en te dink, hoe pas hierdie binne in my lewe en wat beteken dit vir my doen en late? Om dit iets te bewaar is eintlik soos 'n emosionele aksiestap. Dis om 'n vuur binne in dit in te blaas sodat dit lewendig word en jy dit kan koester en jy dit kan geniet. Vir Maria was hierdie nie net kognitiewe kennis gewees nie. Dit was 'n realiteit binne in haar hart gewees en ons het ook nodig om dit te doen. Jy moenie jou vermoë om die woord van God te hoor onderskat nie. Daar's nie spirituele hoepels wat ons nodig het om God se woord te hoor nie. Al wat ons nodig het om te doen, is om God se woord te lees, dit te oordink en te bewaar en toe te laat dat dit vrugte binne in ons lewe inbring. So Lukas kom en hy vra, hoor jy of hoor jy regtig? Want
'n paar redes hoekom luister binne in die Bybel belangrik is. En die eerste daarvan is dat dit belangrik is want dit bring wysheid en begrip binne in jou lewe. As jy nie kan luister nie, dan kan jy nie wysheid en begrip ontwikkel nie. Spreuke 4 vers 20 en 22 sê: My seun, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde. Moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte. Want dit beteken lewe, en dis die ewige lewe vir die wat daarna luister, en 'n volle lewe, en dis die lewe van nou, vir hom wat dit besit. Om te luister na die instruksies binne in die woord van God, help ons om wysheid en insig binne in dinge te kry. Die tweede ding hoekom luister saak maak, is gehoorsaamheid maak saak. Om aktief te luister is eintlik die wortel van gehoorsaamheid. Matteus 7 vers 24 sê Jesus: Elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wat sy huis op 'n rots bou. 'n Ander rede hoekom dit saak maak is omdat 'n verhouding met God saak maak. En as jy eerlik kyk eintlik na jou verhoudings binne in jou lewe, jou verhoudings is beter met mense wat na jou luister as na mense wat nie na jou luister nie. En dis presies dieselfde met God. Jou verhouding met God gaan soveel beter word wanneer jy begin luister na dit wat hy wil hê. En dan die laaste is 'n liefde vir ander. En dit klink eintlik na 'n vreemde konsep, dat om te luister 'n vorm van liefde gee is. Maar wanneer jy luister na iemand, dan skep jy daai ruimte waar iemand geliefd voel en voel of hulle saak maak. En dis 'n manier wat ons naaste liefde vir iemand anderster kan gee. Okay, so kom ons kyk dan na die volgende reaksie, om vrede te maak. En die tweede oproep vir ons om vrede te maak kom uit die middelste gedeelte van hierdie teks uit. Daar in vers 14 lees ons: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir almal in wie hy welbehae het. Nou, dis belangrik dat 'n mens die tweede gedeelte van daai vers as een begrip lees en nie as twee nie. Dis nie vrede op aarde en dan 'n liefde vir mense nie. Hierdie is eintlik een begrip, en wat die teks eerder moet sê is vrede vir die op wie God se genade rus. Nou beteken dit Kersfees is net goeie nuus vir Christene. Vers 10 sê tog eintlik ek bring goeie nuus vir alle mense. Nou die middeweg daarso moet ons eintlik die potensiaal binne in dit wat die Here wil hê ook kan sien. En dit dat daar 'n manier is vir elke persoon, vir alle mense om vrede te hê met hom. Dit maak nie saak of jy aan die begin van jou Christelike reis is, of jy nou net die Here Jesus aanvaar het as jou verlosser, en of jy al ver gevorder is en nie meer sukkel met die dinge wat 'n beginner Christen, as ek dit so kan noem, God se genade is oralster vir elke persoon op gelyke hoeveelheid. So wat beteken dit dan? Daar is 'n moontlikheid vir alle mense om eerstens 'n vrede met God te kan hê. In Romeine 5 vers 8 sê Paulus eintlik vir ons, hy lig die probleem so mooi uit. Hy sê ons is van nature binne in ons hart, het ons vyandskap wat ons in ons ronddra teenoor God. En partykeer is dit openlik en partykeer is dit subtiel. As ons dit openlik ronddra, dan kyk ons eintlik na onafhanklikheid wat ons so graag wil hê. Net ek kan geluk binne in my lewe insit. En as 'n mens kyk eintlik na hoe die wêreld hierdie ondersteun, dan weet ons dis iets wat vyandig is teenoor God. Maar die subtiele kant is ook daar, waar ons 'n geloof bou wat op dade gebaseer is. En ons dink dat deur die goeie dinge wat ons doen, kan ons God so 'n bietjie manipuleer en ons kan hom beheer. En dit is ook 'n vorm van vyandskap. Want manipulasie is nie deel van vriendskappe nie. Manipulasie is eerder deel van vyandskappe. En dis waar dit gaan om 'n Christen te wees, is dat ons mense sal wees wat raak sien wat binne in ons harte is, en dat ons dit aktief sal monitor, en dat ons tot daai besef kom dat selfs binne in my goeie werke, het ek die genade van God nodig, het ek nodig dat hy my help, en 'n lewe deur Jesus Christus is al wat hierdie oorlog kan beëindig, en 'n vrede tussen my en God bring. En dan, as ons vrede tussen ons en God het, dan kan God vrede deur ons na die wêreld toe ook vat. En Jesus sê in die bergrede, geseënd is die vredemakers. En dit beteken dat wanneer ons hierdie vrede ontvang het, dan kan ons erken eerstens ons is verkeerd. Ons kan na God toe gaan en ons kan vergifnis vra en vergifnis kry. Ons kan versoening met God kry. En God kan meer begin word en ons belangrikheid en ons eie waarde kan minder word. En wanneer ons hierdie reg kry in die rigting van God,
dan kan ons dit ook begin regkry in die rigting van ander mense. Want Christene is mense wat vrede saai binne in families en gemeenskappe en groepe en klasse. As ons Kersfees reg benader, dan beliggaam dit vrede met God en vrede deur God se mense. En hierdie vrede kom net tot stand deur hierdie kind wat die seun van God is, wat dit bewerk het. En ek wil dit verduidelik eintlik na iets anderster wat ongewoon is. Ek wil dit verduidelik na gelang van Lukas 14, vers 31 tot 33, praat hy met sy disippels oor hoe om 'n volgeling te wees. Hy sê, of watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om met vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. En so kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Geen hoeveelheid regverdige dade of goeie deugde kan die loon van die sonde se prys betaal nie. En God het dit geweet. En so het hy Jesus gestuur. En Jesus was ons vredesverdrag wat hy vir ons gestuur het. En hy gaan as die afgevaardigde en hy betaal die losprys van hierdie. En ek en jy kan in vryheid lewe onder die koningskap van Jesus. Maar soos wat verdrag gaan, het hierdie verdrag ook terme. Ek en jy moet bly by dit wat Jesus sê reg en verkeerd is. Ons moet ons vyandskap met God beëindig. En as ons dit doen, dan het ons geen rede om bevrees te wees of bekommernis te hê nie. So kom ons praat oor daai laaste ene, moenie vrees nie. Nou, vers 9 sê, hulle het vreeslik bang geword. Die King James Version sê, they were sore afraid. Ouens het baie interessant gepraat, so miskien in moderne terme en vir die jong mense wat hier is, hierdie ouens was mega bang gewees. Nou, wanneer God se heerlikheid verskyn, dan word mense bang. Ons word bevrees. In Genesis 3, voor die sondeval, toe was daar nie so iets soos vrees gewees binne in die wêreld nie. Daar was volmaakte liefde en volmaakte sekuriteit en volmaakte vertroue binne in die Here gewees. Maar toe Adam en Eva kom en hulle probeer God op sy skuif en meesters van hulle eie lewe word, toe kom daai vrees ook binne in hulle lewens in. Waarom? Van die duiwel het hierdie leuen op ons harte kom ingraveer, dat ons niemand anderster nodig het as onsself om geluk in ons lewens in te bring nie. Ons het nie die Here nodig vir dit nie. En dis 'n leuen wat ons so maklik glo en dit skep vrees. Dit skep vrees vir mislukking en verwerping, want ons is tog so afhanklik van ander mense se goeie kommentaar oor dit wat ons gedoen het. Dit skep vrees oor die toekoms, want ons weet eintlik ons kan dit nie beheer nie. Dit skep vrees vir ons omstandighede waarin ons lewe en dit skep vrees vir die dood. En wanneer God naby kom, dan word ons eintlik nog banger, want sy heiligheid ontmasker ons pogings om Here van ons eie lewens te wees. En hierdie engel kom en hy sê, moenie bang wees nie, want kyk, behold, sê hy, kyk wat? Kyk die verlosser, kyk die Here, kyk die een wat die vrede bring, die een wat die oorlog kan beëindig en die een wat die vrees kan verdryf. Johannes 14 vers 27 sê Jesus, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Ek dink dis gepas dat ons maar moet eerlik wees en erken 'n volmaakte verhouding met God is baie moeilik. Dis moeilik om 'n volmaakte liefde en volmaakte vertroue en sekuriteit binne in God te hê. Maar dis een van die dinge wat Jesus vir ons kom wys het, dat hierdie dinge moontlik is en dat ons daarin kan loop. En die Heilige Gees is hier om ons te help, om 'n reaksie te hê op hierdie nuus dat Jesus kom en hy kom weer. En daar's 'n groot verskil tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Met sy eerste koms het ons kans om 'n reaksie te hê. Met sy tweede koms gaan dit te laat wees om 'n reaksie op Jesus te hê. Op hierdie oomblik, nou is ons nog nie. So ek wil graag hê dat jy moet iets binne in jou hart oordink. Wat is jou reaksie? En Jolandi gaan vir ons 'n lied speel van Piet Smit, hierdie kind. So luister na hierdie woorde
en dink aan die reaksie wat jy gaan hê. En dan praat ons net daarna weer ver. Dankie Jolandi, jy kan maar opsit. Wie sou kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem 'n kind sou kom, wat in 'n krib sou lê. En wie sou kon dink dat hierdie kind, Maria en Josef se seun, die sonde van die wêreld op homself sou neem. En wie sou kon glo dat hierdie kind, wat lag en speel en sing, vir al sy maatjies in die buurt en vir ons die lig sou bring. En wie sou kon droom dat hierdie kind die wonder laat gebeur, dat dooies opstaan en doowes hoor en sondaars hul bekeer. En wie sou kon raai dat hierdie kind vir die wêreld se pyn en nood as verlosser aan 'n kruis sou sterf en opstaan uit die dood. Ek weet dit gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redder is. Soos die jare kom en gaan, sedert daardie dag, soek die mense steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen 'n ander, wit teen swart, swart teen wit, dit het nog nooit verander. Want soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood, en atoombomme en vigs en aborsies maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die eeu, en strome vuil besoedeling vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. Ek weet dit gewis, dat hierdie kind die redder is. En ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en redder is. Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sou keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou en kan jy sien wie
Dis 'n pragtige lied. Maar wat is jou reaksie? Hoe gaan jy reageer? Het jy Jesus nodig? Gaan jy luister? Gaan jy vrede maak? Gaan jy so naby aan hom lewe dat hy jou vrese kan verdryf? Jou reaksie vandag en elke dag bepaal of jy gereed gaan wees vir wanneer hy weer terug gaan kom. Dorothy Sayers is 'n bekende Engelse skrywer. Sy was 'n vriendin van C.S. Lewis gewees. En haar spesialiteit was speurverhale gewees. Nou, sy was in haar tyd een van die eerste vrouens wat eintlik by Oxford Universiteit gegradueer het. En sy het haarself beskryf as iemand wat maar onaantreklik is. En een van haar speurverhale wat sy geskryf het, sy naam was The Lord Peter Wimsey. En as 'n mens so na die karakterbeskrywing van hom luister, dan was dit een van daai mense wat net 'n ma kon liefgehad het. Die ou het 'n bietjie gesukkel. En sy het hierdie reeks geskryf en so in die middel van die reeks het sy 'n karakter ingeskryf by name Harriet Wayne. En snaaks genoeg, ook of dan nou ironies genoeg, was Harriet Wayne ook 'n Oxford gegradueerde vrou gewees, wat nie te aantreklik was volgens haar eie standaarde nie. En skoliere sê, dit is asof Dorothy hierdie wêreld wat sy geskep het, binne in dit ingekyk het, en die man wat sy binne in hierdie wêreld geskep het, raak gesien het, en sy hopeloosheid en sy nood, het diep op haar hart gedruk, en is asof sy haarself binne in die storie ingeskryf het, en sy het hom help om sy probleme op te los, met sy alleenheid en die dinge waarmee hy sukkel, en baie van ons kyk na hierdie storie en dan sê, dis sweet, maar dis presies wat met ons gebeur het. Jesus is binne in ons storie ingeskryf. God, die groot outeur van die wêreld, het Jesus binne in ons lewens ingeskryf, en ek dink, hy het ons nood raak gesien, en hy sien ons behoeftes, en hy wil ons graag help. Maar die vraag is, gaan ons reaksie op COVID groter wees, as ons reaksie op die nuus, dat Jesus binne in ons storie ingeskryf is, en dat hy weer terug gaan kom, en dat daar 'n oordeelsdag gaan wees. Ons het nodig om te luister en te evalueer en te implementeer, sodat ons 'n gesonde lewendige verhouding met Jesus kan hê. Want as my en jou lewe Jesus gesentreerd is, dan sal my en jou oordeel ook Jesus gesentreerd wees. En hy is aleen wat ons regverdig kan verklaar. So kom ons reageer op hierdie nuus. Hierdie kind kom weer. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom en Here, dankie dat U ons liefhet. Lief genoeg dat U 'n mens geword het en alles wat in die hemel was, gelos het om mense soos ons wat sukkel en partykeer amper hopeloos sukkel, te kom help. So Here, ons gee vir U eer vir dit wat U gedoen het deur Jesus Christus en vir dit wat hy op aarde kom doen het, vir dit wat ons elke jaar kan herdenk hierdie tyd, dat 'n seun vir ons gebore is om vir ons hoop te gee en ons te help in 'n verhouding met die Vader. So Here, help ons asseblief daarmee, help ons om U woord te hoor, help ons om te luister en dit te prosesseer en dit te implementeer binne in ons lewens, sodat ons kan transformeer van sukkelende sondaars na mense wat 'n lewendige verhouding met Jesus het. En Here, dankie vir die hoop wat ons het, wat U vir ons gegee het in Jesus Christus. Help ons asseblief om te loop en op te tree binne in daai hoop, Here. So dankie dat U ons so lief het. Ek wil in hierdie oggend ook sê, Here, ons het U ook so lief. En help ons asseblief binne in hierdie seisoen om die boodskap van Kersfees regtig op ons harte te kan hê en daar volgens te lewe in die nuwe jaar. Ons vra dit, Vader, om U naam se ontwil deur ons verlosser Jesus Christus. Amen.